Eendag, lang gelede, by die see, langs die wit strand met hoë palmbome met kokosneute wat nou en dan afval. Baie gevaarlik vir jou kop, het die pikkewyntjies gespeel. Hulle het kokosneute rondgerol. Sommige 'n ou lekker speelietjie. Van hulle het in die branders gespeel, tot ene gesê het, "Wow, kyk daai groot stomp." En toe hulle soontoe kyk, sien hulle die grootste houtstomp wat hulle in hulle lewe al gesien het. Daar's sulke wit seile aan die houtstomp, sulke lappe wat geskeur is, met geraamte bene op. En hulle het gewonder, hoekom is daar so groot stomp? Klein pikkewyntjies het hulle pappas gaan roep, maar op pad soontoe toe hulle pappas dit sien, roep hulle, "Kom kinders, kom! Die seerowers het gekom!" Die wat? Seerowers kom hulle die see vat, papa? Nee, hierdie ooms is gevaarlik. Hulle pikkewyn het gaan wegkruip op die rotse en heel dag gekyk. Gewag laat die seerowers nou afklim van die skip af, want die kinders wil weet hoe lyk hierdie seerowers wat gekom het om die see te steel. Maar daar was niks seerowers op die skip nie, wat afgeklim het nie. Nie die dag nie, nie daai aand nie, daar was nie eers 'n lantern of 'n lamp of 'n kers wat gebrand het op die skip nie. Net pik, stik, nagdonker. Dit het die pikkewyn ekstra bang gehad. Want waar is al die seerowers wat op die skip was? Totdat die volgende oggend nog steeds nie 'n geluid van die skip afkom nie, besluit twee pikkewyntjies om te gaan koekeloer. Maar laat daardie oggend, toe spoel die golwe daardie skip op die strand vas. Teen een groot rots vas en jy kon hoor hoe die houte kraak. En die skip het begin sink. Maar dit was klaar baie vlak, so hy het gelê op die sand en op die rots. En die pikkewyn het nader geswem en gekoekeloer, omgedraf tot op die strand en ingekoekeloer by die gat in, waar die rots hierdie seerower skip gebreek het, want hy was groot, hout, maar baie oud. Mossels het op die skip gegroei. Seegrasse en plante en allerlei skulpe was onder aan hierdie skip op sy bodem en hulle het gewonder, maar hierdie skip lyk baie oud asof niemand vir hom sorg nie. Dalk kan ons maar gaan kyk. Julle, daai twee pikkewyntjies sien 'n tou wat in die water hang om die skip so skuins hang in die water en hulle klouter met die tou so bietjie op. Hulle loer oor die rand van die skip en raai, wat sien hulle? Niks. Niemand, net hierdie massiewe mas waarin die seile vas is wat uitklim uit hierdie hout uit. En hulle hoor 'n stem agter hulle wat sê, "Hey julle tweeetjies, dadelik skrik hulle en laat val." Hulle self in die water en toe sê hulle, "Pappa, wat maak julle tweeetjies hierso? Hierdie is 'n gevaarlike plek, kom ons gaan." Maar pappa, daar's niemand. Kan ons nie net 'n bietjie koekeloer nie, nog 'n bietjie kyk? Nee, kom julle. Maar hulle het aanhou smeek en so wat tot pappa gesê het, "Okay, kom ons gaan om tot by die gat, dan koekeloer ons daarin." Julle, hulle swem om hierdie skip. Seekat het al nader gekom en begin vlasklou aan die onderkant van die skip en van hierdie mossels begin kou. En die doppe begin aftrek van die skulpe. En was 'n paar groot visse wat hy omgedraai het, was ook een groot skeurtand haai. So pappa hulle moes naby die skip bly. Toe hulle omkom by die opening, julle, het dit al hoogwater geword. En die golwe het al oor die skip gespoel. Die see was besig om hierdie skip met elke golf wat terugtrek in te trek in die see in. En pappa koekeloer al by die gat in. Maar net toe sy twee seentjies inkyk, toe die water weer terugtrek, sluk die skip die twee pikkewyntjies in. Weg is hulle en pappa soos, "O gats, my kindertjies." Hy's daar agterna en hy kyk, maar hy sien hulle glad nie. Hy hoor net stemmetjies, "Ah, pappa, ah." Dalk het iets hulle gevang. Dalk was daar iets in die skip wat hulle nie gesien het nie.
iets wat hulle dopgehou het, bly koekeloer het. Maar papa's agterna. Hy's om sulke houtkussies, om sulke ysterballe. Van ek julle is die ysterballe. Bomme. Hy is om ou kos, leë bottels. Julle, daar was niks meer om te eet op die skip nie. En nog steeds niemand. En die kindertjies was stil. Hy het oor nette geklouter, om leë beddens geklouter. En daar was 'n deur gewees wat na 'n volgende vlak bokant hulle gegaan het. En daar was ietsie wat geskyn het daar binne. En dit was stil. Hy het met die trappies opgeklouter en sy koppie stadig deurgedruk. En daar, voor, 'n massiewe kus, wat sy deksel oop was, skuins gestaan het. 'n klomp goeders het uitgeval wat geskyn het. Staan sy twee seentjies en kyk. Wow, papa, kyk hierdie blink klippies. In die tussentyd was dit nie net klippies nie, diamante, smaragde, safiere, rubyne en goud. En in die middel van dit alles sit 'n seekat met sy pote uitgestrek oor alles en sê, los uit, hierdie is my blink klippies, los uit. Maar hulle wil nie dit gevat het nie. Maar die kleintjies wil dit gevat het, nee, maar die papas is, ons wil nie dit vat nie, die kleintjies is, papa, ons wil al die blink klippe vat. En die seekat, toe hy sy een poot oplig, whoosh, is daar 'n swaard in. Miskien is hy die seerower. Miskien is hy 'n seerower seekat. En raai wat? Agter seerower seekat sit nog 'n seekat. Hy tel 8 swaarde op. Maar met 8 swaarde in die lug kan hy nie rondloop nie. Pap van Pikkewyn is soos, wow, julle, ons hierdie is, wow. Ons kom kyk net bietjie wat gaan op hierdie skip aan. En seerower seekat sê, hierdie is my skip. Julle moenie dink julle kan iets hiervan afvat nie. En dan kom nog 'n golf. En beweeg die skip en seerower seekat gly van sy skat af. En hulle sien, hy het 'n groot eina op sy sy. En raai wat maak die Pikkewyne? Help. Hulle help die seekat, want hy was verskriklik moeg. Hy het dadelik flou geval. Hulle het hom op hulle vinnetjies gedra, uitgeswem by die skip en gaan lê op 'n grasbed, op 'n seegrasbed. En daar het hulle hom kossies gebring. Hy het daarom nie water nodig gehad nie, want hy is onder die see, nê. Toe hy bykom, toe sê hy vir hulle, julle, dankie dat julle my help, want ek was in 'n verskriklike groot geveg. Al my manne behalwe een is weg. Gevang deur die grillerigste goeters wat ek al ooit gesien het. Sal julle my help om my manne te gaan haal? Ja, sê die Pikkewyne, kom ons gaan help jou, ons ken haai wat ons kan help. Hy sê, kom ons gaan, dit is daar aan die ander kant. En toe word hy weer flou. So volgende keer sal ons maar moet hoor waar hulle sy manskappe sal kan kry.